Vriende, ons is die Here dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees. Ons vertrou dat U 'n heerlike nag se rus geniet het, dat U vars verkook en nuut opgestaan het en dat U ook deur die waarheid van die woord herinner word daaraan dat hierdie dag deur die Here gemaak is en ons moet daaroor juig en bly wees. Nou ons het so wonderlike groot voorreg om aan die Here te behoort en ek het vanmôre gedink aan die woorde van Filippense 4 vers 4 waar die Here sê, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Ek het so daaraan gedink, vriende, ons omstandighede verander. Dit wissel, ons liggaamlike toestand wissel. Ons voel soms siek as ons opstaan. Soms worstel ons deur griep of verkoue of een of ander siekte toestand in ons liggame. Soms fokus ons so op ons omstandighede en dinge wat gebeur het of nie gebeur het nie, of finansiële verliese, dat ons vergeet om ons te verbly in die Here. En die Bybel roep ons op as God se kinders om ons te verbly in die Here, altyd te verbly in die Here. Waarom? Want hy is die enigste onveranderlike een, die een wat vir ons beloof dat hy vir ons sal dra tot aan die einde van ons lewe, tot daardie groot en deurligte dag wanneer ons hom sal sien in sy heerlikheid soos hy is. So belangrik dat ons hierdie waarheid ter harte sal neem. Nou vanmôre se tema so bietjie iewat vreemd vir die begin van 'n dag en die tema dan na 'n besige dag, Genesis 24 vers 63. Nou dit is my belangrik om met u vanmôre hierdie gedeelte te hanteer, vriende, want daar's baie van ons wat getrou ons dag met die Here begin. Maar daar's baie min van ons wat ook die belangrikheid sien van om ons dag af te sluit met die Here. En dit het vir my so getref toe ek hierdie gedagte ondersoek het en so 'n bietjie daaroor gelees het, dat ons ook nodig het om mekaar aan te moedig om na 'n besige dag met die Here stil te word. Nou, u kan miskien vir my sê, maar luister, my dag was besig, ek is moeg en hoe gaan ek nog tyd vir die Here inruim? En ek wil vir u sê, dis miskien die rede waarom 'n mens nie altyd die vreugde en die blydskap van die Here ervaar nie. Waarom ons nie altyd kan verbly in die Here nie, omdat ons dag miskien reg begin maar verkeerd afsluit of andersteom. Dis belangrik dat ons sal sien dat na 'n besige dag daar tyd vir die Here moet wees. Daar moet tyd vir die Here wees. En kom ek lees gou vir u wat staan in Genesis 24 vers 63. Daar staan in Isak het teen die aand uitgegaan om te pyns in die veld. So die belangrikheid vir ons hier is dat Isak ook baie stryd in sy lewe beleef het. Isak was die seun van die belofte, Abraham en Sara het hierdie kind op 'n baie hoë ouderdom gekry, dit was die kind van die belofte. Die Here het gesê dat uit Abraham se geslag sal die Messias gebore word. Wat gebeur? Abraham is op 'n vergevorderde ouderdom, Sara is dood en Isak is die jong seun wat basies alleen is. Hy het nie 'n vrou nie, sy pa is oud en ek dink daar was ook maar baie gedagtes in sy hart oor wat gaan word van my en waar gaan ek 'n vrou kry en wat gaan word van my pa en as hy dood is, ek het 'n broer Ismael ook en wat gaan hom word en hoe gaan die dinge homself uitspeel? Ek glo daar was ook 1001 gedagtes wat in sy kop gemaal het. En wat doen Isak aan die einde van die dag? En dis die eerste gedagte waarna ons gaan kyk. Aan die einde van 'n besige dag gaan Isak en hy pyns in die veld. Nou hierdie woordjie pyns is die woordjie to meditate. Nou vriende, dit het niks te doen met die oosterse godsdienste waar jy op 'n snaakse manier sit en jou oë toemaak en dan probeer om jou gedagtes skoon te kry nie. As die Bybel praat van om te pyns of om te mediteer, bedoel dit dat ons sal dink oor wat met ons gebeur het in die lig van God se woord, sodat God ook deur sy woord ons kan bemoedig en versterk en kan bekragtig om dan ook die donker nagte tegemoet te gaan in sy wonderlike naam. As ons gaan kyk na koning Dawid, was hy 'n man wat ook hierdie voorbeeld nagevolg het, wat Isak vir ons nagelaat het. Ons sien daar in Psalm 3, die môrelied, waar Dawid sy dag met die Here begin, maar ons sien ook Psalm 4 is die aandlied, waar Dawid aan die einde van 'n dag, en Dawid was koning, en hy was 'n besige man, 'n man wat vervolg was, 'n man wat oorlog geveg het, 'n man wat 'n land moes bestuur het, en hy kom aan die einde van elke dag, en hy sê, groter vreugde het U in my hart gegee, as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. Ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak, want U, o Here, alleen laat my in veiligheid woon. Onthou vriende, dis noodsaaklik om nie net jou dag met die Here te begin nie, maar om ook jou dag met die Here af te sluit. Miskien is daar 1001 gedagtes ook in jou kop aan die einde van 'n dag. En miskien sukkel jy om jou kop stil te kry aan die einde van die dag, dan wil ek vir jou 'n goeie aanbeveling maak. Neem tyd met die Here. Dis goed as julle as huisgesin saam kan kom. Ons as familie probeer elke aand as dit vir ons moontlik is om die Bybel te vat,
Al lees ons net 'n kort perikoop en ons praat 'n paar minute daaroor en ons bid saam en ek gee my kind die kans om saam te bid en ek en my vrou en my seun sit daar en ons sluit die dag net af met die Here. Dis baie belangrik want dit gee vir 'n mens bietjie rustigheid ook vir jou siel in hierdie baie moeilike tye. So Isak het gegaan om te gaan pyns, om te dink oor God se woord, te bid en hy het sy dag so afgesluit. Dawid het dit gedoen en reg deur die Bybel sal ons dieselfde voorbeeld vir ons nagelaat sien. Ons sien ook 'n ander plek, vriende, dat hy in die veld gegaan het om te pyns. Nou kan u miskien dink, maar hoor hierso, ek bly nie op 'n plaas nie, of ek bly nie in die ooptes nie, so hoe kan ek in die veld gaan om te pyns? En ek dink nie dis die gedagte wat ek vir u wil deurgee nie, maar wat ek vir u wil vra is, dat u nie God se skepping sal mis in 'n baie besige dag, en aan die einde van die dag net sal kom en sal dink oor al die hartseer en oor al die uitdagings en oor al die dinge wat jy negatief beleef het nie, maar dat jy ook so 'n bietjie jou oë sal opslaan en so 'n bietjie om jou sal kyk na God se skepping en aan die einde van die dag God te dank dat jy ook kan deel in hierdie skepping, dat jy oë het om te sien, oor het om te hoor en die genade om te beleef wat God vir ons gee. Kom ek lees gou vir u wat staan in Psalm 19 aangaande die skepping. Die Bybel sê die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het hy daarin 'n tent gemaak. So hy is so mooi dat die Here ook vir ons herinner daaraan dat Isak in die veld gegaan het om te pyns. En u en ek ook in die aand, wanneer ons na 'n besige dag stil word, onsself te herinner daaraan, aan die goeie wat ons vandag in God se skepping gesien het. Het u agtergekom, ons is besig met die verandering van seisoen? Het u gesien die nuwe groen blare wat uitkom? Het u gehoor die blydskap van die voeltjies? Daar in die boom wat u miskien by die huis het, al bly u in die stad? Het u gesien die sonsopkoms? Het u gesien hoe God sy skepping onderhou? Is daar 'n dankbaarheid aan die einde van 'n dag ook oor God se skepping, dat jy deel kan wees daarvan en dat jy kan weet dat hy hierdie skepping in stand hou? Neem tyd om van tyd tot tyd ook, vriende, bietjie in die veld te gaan stap. Neem tyd om saam met jou geliefdes God se skepping te gaan aanskou. Ag, ek en my vrou vat baie keer net 'n stoel en ons gaan sit hier buitekant en ons kyk na die voëls en ons luister hoe hulle sing en dit bring ook 'n blydskap in jou hart, ook wanneer die dag daal, om te sien hoe God se skepping tot rus te kom. Hoe wonderlik om te weet dat ons hierdie voorreg het. En dan die laaste gedagte wat ek vir u wil noem, die tyd van die dag waarop Isak gaan pyns het, was skemertydperk of dan die aand gewees. Na 'n besige dag het Isak tyd met die Here spandeer. Dis belangrik, vriende, dat ons ook hierdie saak ter harte sal neem. En ek wil vir u gou lees wat staan daar in Gesang 353 en ons gaan daarmee afsluit. Daar staan: aan u, o God, my dankgesange. U wil ek in my aandlied prys. Al kwyn die sonlig teen die hange, u lig, my lig sal hoër rys. U het my met u guns versadig en as 'n vader my beskerm, met seëninge so mildadig, u dag en nag oor my ontferm. Vers 2 sê: by u laat ek met stil vertroue al my bekommernis vannag. U Gees sal my in die vertroue ook voortlei in die nuwe dag. U self stel aan die bose perke. U het ons vir u diens bevry. Laat doen ons, Heer, die goeie werke deur Jesus vir ons voorberei. Is nie vir u pragtig nie? Neem die gesangeboekie en die psalmboekie en lees deur hierdie dinge en laat jou hart versterk word voor jy na die bed toe gaan. Dat jy ook 'n rustige nag rus kan hê om te sê: Here, aan u kom toe my dankgesange. Dis u wat ek ook in my aandlied wil prys. Waarom? Want u is die een wat my deur die dag gedra het. U is die een wat my met u guns versadig. U is die een wat my beskerm. U is die een wat my seën, so maldadig seën. En Here, u is die een wat my bekommernis op u neem. U sê vir my, ek hoef my nie te bekommer nie, want ons te hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee, of een wat met ons swakhede medelee kan hê, omdat hy in alle opsigte versoek is net soos ons. Ons hoëpriester het medelee met ons. Hy is die een wat ook ons bekommernisse op hom sal neem. Vriende, hy is die een wat ons in stille vertroue kan dra. So wat ek u wil aanmoedig is om na 'n besige dag tyd met die Here te neem. Pyns oor sy woord. Dink oor die waarheid van sy woord. Oorweeg dit wat u hierdie dag beleef het aan die hand van die woord en vra die Here vergifnis waar nodig en vra hom vir wysheid ook in sake waar u wysheid in nodig het. Onthou om God se skepping in ag te neem
U is deel van hierdie skepping. Ons bly nie, vriende, in 'n vakuum nie. Ons bly nie op 'n plek waar daar niks van God se skepping sigbaar is nie. Ons is deel van God se skepping. Aan die einde van die dag, dink ook aan die wonderlike mooi wat u om u kon sien. Vestig u aandag en u gedagtes ook op dit. En dan, baie belangrik, dat u sal sien aan die einde van die dag, is dit nodig om jou dag af te sluit in dankbaarheid, omdat God vir jou goed was. Ja, sing 'n dankgesang aan die Here. Ag, mag jy en jou gesin, en mag ek en my gesin, eer bring aan hierdie koning, en mag ons dit bly doen, tot daardie groot en deurligte dag, wanneer ons hom sal sien soos hy is. Dawid sê, groter vreugde het u vir my gegee, as 'n groot oes wat ingekom het. En mag u en ek ook hierdie vreugde ervaar. Seën vir u, mooi dagie verder daarna.